Suid-Afrika kan baie goed in ekonomies. Ons is regtig ideaal geposisioneer. Ons kan uitsonderlik doen. Ons moet net hierdie bolbeurs wat ons geld steel uit die beheer uitkry. En hulle wil nie, hulle byt vas. Maar die werklikheid het so geneigdheid om te wen teen, in die woorde van Fikile Mbalula, ideology. Presies, ek het nou nog uit na die verkiesing te sê, so the reason is people can't eat ideology. Ek is met jou. Amen, broer. Amen. Baie welkom by episode van Net Nog Enetjie. Ons gaan 'n bietjie oor begroting gesels, bietjie begroting babbelas, bietjie bierbegroting so aan. En ja, so asseblief luister saam daar waar jy is of kyk saam as jy kan. En as jy tuis is of ergens waar jy kan, skink vir jou ietsie en dan vat jy saam met ons net nog enetjie. Ja, so jy gaan uitvind hoeveel die regering van jou geld gaan spandeer op wat. Ons het dit gehoor. En is dit beter, slegter, is ons ryker, is ons armer? Wat is die doelwit van hierdie? Die eerste ding is, daar was 'n begroting, so Ja, baby steps, maar ja. En was al groen lote. Ja, ons sal wel weet. Daar's altyd groen lote. Voor ons oor die prys van bier praat, net oor ons bierglase. Ek het vandag vir Paul Creer, Nico het vir Pieter Tief en Connie het vir Louis Trigard. Baie dankie aan kultuurkafee.com wat ons bierbekers borg en die inhoud van ons bierbekers. Hulle het allerlei volkseie interessanthede. Ek nog nie so slukkie gevat nie. By kultuurkafee.com gaan besoek hulle gerus. Dan net nog enetjie is op Apple Podcasts, Spotify en YouTube. Like en subscribe asseblief. Gesels saam, sê waar jy wil praat, sê wat jy dink. Dankie ook Gerhardus wat vir ons laat weet dat ons vergeet om onsself voor te stel. So Gerhardus en almal anders wat saam kyk en saam luister. Ek is Christel Cornelissen. Ek is Nico Strydom. En ek is Connie Mulder. Ja, ons ken mekaar, maar ons vergeet nie almal van julle ken ons al so goed nie. So, Ons gaan nou bekend is. ons gaan hom ken. Asai. Ja, so ons het toe nou 'n begroting gehad die eerste keer en nie eers die derde keer nie. So dit was positief. Ja, die reaksie op die begroting sover, meeste mense het dit as redelik positief ervaar. Daar is die regte geleide gemaak. Mense kon 'n situasie gehad het waar daar geen geleide gemaak word nie. Dink waar ons ook al was. Ons verwagtinge is uiteraard nie noodwendig deesdae met enigiets as die regering baie hoog nie. Enigiets wat van die normaal afwyk, lyk partykeer sommer. Ja, ons is sommer met goed. redelik min tevrede. So as daar iets lyk of dit goed gebeur, dan is ons eintlik gelukkig. Is hierdie 'n goeie begroting, is dit 'n sleg, is 'n beter begroting? Is dit 'n goeie begroting? Nee, maar is beter. So, kyk, ek kan baie sleg. Gaan soek net vir ons 'n groen lood asseblief. Nee, daar's baie. Daar is baie, maar dis een van die bestes nog, om dit so te stel. Dit beteken nie dis goed nie, maar dit is soos man, as jy 'n kleuterskool danskonsert kyk, dis nie goed nie, maar jy kry beter is en slegter. Jy verstaan. Alright, en dis min of meer waar ons is. So dis nie sleg nie. Die 'n paar goeie wat belangrik is die belasting ding is nou die groot ding wat hy belasting met kerwe aanpas. Nou dis eintlik, dit wys jou hoe ons is tevrede met min, want hulle het dit net die vorige 2 jaar nie gedoen nie, wat eintlik prakties net beteken meer van jou salaris gaan aan belasting as wat dit van tevore sou. Ja, dis eintlik 'n bietjie sleg dat ons nou opgewonde raak oor iets wat Ja, eintlik hulle die skuld ons laaste nog 3 jaar moes gebeur het en 1 uit elke 3 jaar presies dit is. Hulle skuld ons nog 2 jaar se inflasieverhogings eintlik. En dit kort nie, maar okay, dis beter as niks, is wat dit neerkom. Die rede daarvoor grootendeels is want hulle het meer geld ingesamel en hulle is baie chuffed met dit. MK is baie ontsteld omdat hulle meer geld ingesamel het. So, Maar dit is nie wat hulle gesê het hulle gaan doen dis nie. letterlik so Des van Rooyen wat net what could have been vir ons gewys het, die Midnight Special het hy buite die parlement toe sy kommentaar is toe. Nee, kyk, jy kan die mense nie vertrou nie. Hulle het meer belasting ingesamel as wat hulle wou. Hulle projeksies is verkeerd. Hoe kan ons enigiets van 'n begroting glo? Wat vir jou ook iets sê van wat kon Suid-Afrika se finansies wees onder Des. Ek moet sê ek het vir 'n oomblik met heimwee gedink dat ek sou baie graag daai begrotingstoesprake wou hoor. Dink jy so? Fantasties. Ek dink jy sou nie. Ek moet eers die beter mediese fonds krediete sal jou red. Dis een van die goeders waar daar ook verwys is, nee, mediese fonds krediete. Dit is ook met inflasie aangepas. Hulle het ook gewag tot inflasie 3% is om dit aan te pas. Nie die 5%. Hoe 'n donker wolk en 'n silwer randjie te kry. Goed. Maar okay. Nee, so dit is nie sleg nie, daar's weer. Die belangrike deel is staatsskuld as persentasie van BBP is vir die eerste keer van ek dink 2008 af laer.
Staatsskuld self is nie laer nie, ons het nog steeds 'n begrotingstekort wat baie prakties beteken ons spandeer meer geld as wat ons het. Maar vir die eerste keer gaan dit nie op nie, dit gaan af. Wat goed is, wat sê dis die draaipunt. Is volgens minister Gorongwana en ons begin uiteindelik daai staatsskuld onder beheer kry. Soort van. Stop vir 'n oomblik. Hoekom kry ons dit reg? Wat het gebeur? Goud was $5,000 fyn ons gewees, grootendeels. So as ons sê die begroting lyk beter en ons het meer geld ingevorder, is dit omdat die regering iets reg gedoen het of is dit met die goudprys vir ons 'n guns gedoen het? So, bietjie paradoksaal, maar dit werk so. Wanneer iets slegs gebeur in die land, is dit nooit die politici se skuld nie. Jy kan dit nou in aksie sien. Back and Claw is net 'n ding. Dis nie John se skuld nie. Hy het dit geërf, dit kom van die vorige bedeling af. Al die slegte goed kom altyd van die vorige regering af en al die goeie goed is onmiddellik definitief die politici se skuld. So in hierdie aspek, hulle sê nou nee, dis ons ensovoorts. Is nie heeltemal onwaar nie, maar nee, tot 'n groot mate ons het die hoogste goudboom gehad in dekades, en saam met dit SARS is meer doeltreffend onder kieswette. So hulle het meer geld ingesamel. Ironies genoeg dink ek het gedog hulle gaan nader aan 50 miljard ekstra hê met wat die aandelemark gedoen het en alles, en hulle het net so 21 miljard meer as wat hulle verwag het. Okay, Des, Hoor hoe praat ons met huislenings oor, hulle het net 21 miljard. Nee, so dit dink bietjie meer, dit is dan reg spandeer om die skuld laer te kry, om meer mense op die grense te sit, om ons grense te beveilig, die polisie het meer en hulle wil meer dokters aanstel ensovoort, so dit is nie dis die regte plekke. Wat ek neem uit die begroting uit, wat baie interessanter is hierdie begrotingstoespraak sou geboe word Desember by die ANC se kongres. Hulle sou nie hande geklap het nie, en hulle sou van die verhoog af gehaal, want hierdie begrotingstoespraak gaan met, luister, die staat moet infrastruktuur bou, dan moet die private sektor asseblief kom en die ekonomie laat hardloop. En dit sny lynreg teen Desember se NGC dokumente wat sê, ons het in die stryk getrap van 'n markekonomie. Ons moet definitief dit omruil. En dit sê vir daar's 'n groot disconnect tussen wat hulle sê en wat hulle actually doen, maar die kort Wie se gesag is hierdie begroting dan nou saamgestel? Is dit die regering van nasionale eenheid wat uiteindelik nasionaal as 'n eenheid regeer? Is dit Enoch wat in die beste belang van die land opgetree het? Is dit Cyril wat in sy superpresidentsie gesê het hierdie is die rigting waarna ons gaan? Hoe het ons hier gekom? As jy sê die ANC sou nie gecheer het vir hierdie nie, hoe het ons dan hier gekom? Ek dink dit is maklik. Hulle het 20-40% gekry en besef dit kan weer gebeur. En nou is die kort nu lank is hulle dit moes 'n slegte plek wees om te wees as jy in die ANC is. Want jy is verduidelik dat Sowjet ekonomie is die eintlike ekonomie. Dis hoe dit werk. Effe bekommerd, jy bel jou makkers in Oos-Berlyn en hulle antwoord nie heeltemal met die fone nie, maar so maar jy weet dit werk. Alright, dit moet werk. En jy probeer alles, maar die krag gaan af en dit hou aan met afgaan. En in desperaatheid probeer jy een keer die vrye mark betrek, die private sektor betrek. Maar jy aanvaar, dit gaan misluk. Jy doen dit eintlik so 'n bietjie as alright, kyk nou gaan ek dit soos die doen, dan gaan julle sien dit werk ook nie. En binne 'n jaar is die probleem weg. nou sit jy met hierdie enorme probleem wat is alles wat jy gedink het is dalk verkeerd. En hulle het rondom dit gekom deur te gaan, nee, ons was net tydelik verkeerd. So wat ons nou moet doen is Jy moet jou foute erken en dan moet jy maar dis net 'n timing ding. So wat ons nou moet doen is, ons moet die private sektor kry om vir ons al die probleme op te los, sodat ons die politieke mag kan terugkry, sodat ons weer kan sosialisme en sodat ons dit vir onsself kan claim. En dan gaan ons weer terug met waar ons begin het. Dan wel, hulle dink dan gaan ons dan se hemel. Dit is maar dis nie so nou nie die groen lote aan die brand steek nie. Nee, die voordeel is hulle gaan nie klaar in die brand gesteek. Dis ook op die groen lote uitgekom. Ja, so nou ons wil nie die groen lote aan die brand steek nie, maar jy het ouens wat geweldig teen die groen lote is omdat hy nie rooi is nie. Solank rooi lote, lote rooi. Groen lote nie, so kom ons verf die lote rooi, dis min of meer wat kom. Nee, dis die mindset. Ek dink nie ons moet verwag hulle het dramaties geskuif na 'n moderne regering wat 'n land kan bestuur. Dit het niks van daai gebeur nie. Hulle is wel bewus van die feit dat mense het hulle gestraf omdat die krag af was en hulle is paniekerig oor mense gaan hulle hard straf omdat die water op is. Ja. En nou gooi hulle by dieselfde. Wat kan ons doen? Ons het nou wat moet ons doen? En nou gooi ons hier, kom ons bring die private sektor in by water. Laat hulle vir ons hierdie probleem oplos en dan sê ons dit was ons. Ja. En dis die skuif. So moenie wat ek bedoel is hulle het nie ideologies geskuif nie. Hulle is dieselfde ouens. Maar hulle is geboelie in die werklikheid in basies. En nou is jy by hulle kan nie anders, hulle moet die private sektor betrek, anders werk goed nie, en as goed nie werk nie, gaan hulle nie weer
alleen regeer nie, maar dis hulle uitdruklike doel is die RNE, ek het gesê in my dokument ook, die RNE is 'n tydelike strategiese terugtreë sodat ons weer die mag kan kry. En dan sê dieselfde is, ons kry die private sektor nou in, maar die doel is dat ons weer moet regeer en dat die staat dit eintlik moet doen. Ons moet net bietjie die uitsorteer. Dink jy mense is stupid genoeg om te val daarvoor? Ja, wel ek dink die enigste wat val daarvoor is die ANC, wat actually vasglo dis moontlik. Impliserende is Maar word hulle dit nie miskien al hoe minder nie? hulle doen, maar dis die punt is, hierdie is soos Aladdin, as die genie uit is hy uit. Dis so, hulle het dit uitgevind met krag. Hulle wou nie krag doen nie. Hulle het gestry. Toe Gwedi so offhand comment by die mining en daar gegooi wat sê man, swart ekonomiese bemagtiging. hy het nou dieselfde ding te doen weer, wat hy weer sê man, luister, bou julle myne en bou julle eie kragstasies. Ons wil seker maak julle kan. Gaan dit aan. Destyds. En hulle dog toe af, ons sê vir hulle gaan kom belê. En die volgende oomblik toe's beerdkrag weg. Dus hoe is hierdie moontlik? Wat? En dis die punt is, as hierdie ding gehardloop het, dan kom hy nie terug nie. En dit is wat hulle nou gaan leer. As jy nou eers begin goed sê soos nee, ons gaan water moet soos 'n maatskappy bedryf word en die private sektor betrek om seker te maak mense het water, dan is dit presies wat gaan gebeur, maar jy gaan nie daarna weer daai mag terugkry nie. Dit lê nou by 'n ander maatskappy. So die deur word al hoe groter oopgeskop. Ek wil net een tree terug gaan, Nico, so van gepraat van met die werklikheid gekonfronteer. In die week was daar 'n ooreenkoms gewees oor nasionale gesondheidsversekering. Wat het die ooreenkoms behels? Want uiteindelik het dit ook 'n begrotings implikasie gehad. Ja, so ek meen dit word nou in effek op ys geplaas omdat daar dan nou al hierdie hofsaake en goed nog aan die gang is. En ek dink dis hoekom ons dan nou gesien het met die mediese fonds krediete en goed dat dit ook vir die eerste keer in jare met inflasie aangepas is. So, Dink jy hulle het in 'n raas het meneer Godongwana iets gaan doodtrek oor nasionale gesondheidsversekering voordat hy begin het? Ja, ek vermoed ek het so. nog nooit die indruk gehad dat hy 'n verskriklike fan is van NHI nie, want ek dink hy weet Ja, nee, hy anders weet, as Des van Rooi en hoeveel mille daar gaan. Ja, ek dink hy weet baie goed. Ek meen want daar word gereeld vir hom gevra oor hoe gaan ons hierdie finansier en hy het nie die antwoord nie want die antwoord gaan ingrypende maatreëls en goed tot gevolg moet hê. Ja. So Belasting. hy het waarskynlik nog met sy Tipex gesit gister en alles doodgetrek. Ek dink wat hy het gister ook gepraat oor die belastingbetalers en ek dink daai besef word ook al hoe groter oor hoe groot jou belastinggroepe is, die mense wat die grootste deel van inkomstebelasting betaal en dit is regtig Maar ook hoe hulle skrikwekkend. krimp. Skrikwekkend min mense. Daai persentasie teenoor die bevolking en die hoeveelheid mense wat van staatstoelaas en goed afhanklik is. Dit is regtig skrikwekkend. Ek meen dit is hoekom daar al redelik omstrede goed gesê is soos jy moenie kan stem as jy nie inkomstebelasting betaal nie. Ek wil sê dis so omstrede as Amerika begin het, is letterlik as ons belasting betaal wil ons kan stem. Wat NHI betref, ja, ek dink hy het doodgetipiks nie. Ek dink dit was nooit in nie. O, regtig? Ja, die tesorie is baie duidelik oor. Hulle onthou die Dit plan is wat die hulle indruk kry. wat ek nog van hom kry is hy. Ja, maar dis jy's of Nicholas Crispy wat sê, luister NHI kom, as hy dit is hierdie reg. Alright, hoe befonds ons dit? Dan kry hulle so 3 slides wat sê 1, ons kondig dit aan, 2, 'n wonderwerk, 3, NHI. Boom. En net sit hy, maar hoe wag, nee, hulle sê maar kry die geld man, moenie worry nie. En die tesorie het baie duidelik gemaak hulle gaan dit doen nie. Van die begin af, ek dink hulle dank hulle sterre vir die hofsaake, dat hulle kan stop want hulle wil eintlik al lank Dit was 'n manier om uit te kom. Ja. Dis maklik, so die tesorie het niks begroot nie. Vir interessantheid, ek dink daai hofsaak gestop is dalk die rede hoekom hulle actually meer dokters in die publieke sektor nou aanstel. Want die denke voor die tyd was as NHI kom is alle dokters publieke dokters, so ons hoef nie nog aan te stel nou noodwendig. Ons wil die publieke sektor nou sterker maak nie. Ons gaan ons elke netcare en life intrek, so dis nie vir ons nodig om nou geld hier te spandeer. Maar Panjasa Lesofie het in 'n stadium gesê jy gaan in 'n privaat hospitaal kan inloop en hulle gaan jou moet behandel en jy gaan nie betaal nie. Hy ja. Ek soek nou nog na daai privaat hospitaal. Nee, hy's Hy gestort op by die hotel. Hy's net langs sy hotel. En dit Waar bly meneer Lesofie? Ek wil op daar hy gaan bly bly. dalk in een van daai smart cities waarna hy moet Waar smart city? waar hy met hoë spoed vervoer toe gaan. So nee, dit is hoekom NHI is Lakkasteel kom. Maar hy gaan met die bullettrein werk toe. ja, wel, as jy in Brandfontein werk, is dit so 'n bietjie dit, maar nie om die redes wat jy dink nie. NHI is nie, hy's dood. Die geld hy's nou tydelik gestop, maar hulle gaan baie moeilik die momentum weer aan die gang kry en hulle weet dit ook. Dis hoekom is een van daai klassiekers. Ons is reg, maar net op verkeerde tyd. Ja, maar ook as jy nie die meerderheid gaan kry, as jy nie weer die meerderheid gaan kry nie dan dit gaan net moeiliker en moeiliker raak.
Okay, nou as ons nou kyk, nee, die begroting is nou agter die rug. Ons nou baie gesê, bier is verhoog. Ja, weer. Sondebelasting gaan altyd En petrol, op. ja. Maar met inflasie, né? Hy is nie te veel nie, ja, hy is net so 'n bietjie inflasie Ons verhoog. bietjie minder. Ja. Ja. So dit is kyk So vat net enetjie vandag. Ja. Hulle kort nog steeds geld. Die groot probleem, die sterretjie langs die begroting, bly ons is baie optimisties oor 1.6% groei. Ons ewe knie in Sub-Sahara Afrika groei 4 na 5%. Nou. So jou buitelandse belegger kyk en sê, "Alright, ek kan 2% groei kry in Amerika. Dis stabiel, goederes werk, maar is laag groei. Ek kan 5% kry in Sub-Sahara Afrika, maar dinge gaan bietjie woel. En dan kyk hulle in Suid-Afrika gaan ek kan 1.6% kry en dinge gaan bietjie woel en hulle gaan hoekom sal ek hier kom belê as ek kan meer groei kry in Mosambiek, maar ek gaan dalk bietjie sukkel met goederes bou, ek gaan meer groei kry ergens anders. Bietjie sukkel? Nee, maar die vraag is gaan hulle meer sukkel as hier. En tot dusver is die aantal buitelandse beleggers gaan na die res van Afrika toe. Hulle kom nie na ons toe nie. Okay, maar is dit nie 'n 1.6 te bietjie laag. goeie nuus in Nee, 1. dis goeie nuus. 1.6 is 'n goeie begin, maar ons behoort op 4 te wees. En Okay, maar ons is nie kon nie. ja, want hulle doen ECB. Ja, ek dink baie van goed, dit gaan oor verstaan die beleid en die hervorming en al hierdie goeders wat as daai goed net gedoen word soos Ja, wat dit gedoen doen die moet regte ding word, net op die verkeerde tyd. dan sal daai groei kan kom, want dit is die ding. Ek meen ek dink almal weet verstaan Suid-Afrika vir baie redes, weens ligging en weens minerale en weens 'n Ja. ongelooflike klomp goed met eintlik 'n super floreerende Okay, So is die kort antwoord dat ons kan uitsien na meer groei. ons kan die beeld is ons sit op 'n vuurpyl en ons as ons 'n paar goed anders doen kan ons opstyg, maar tans hou die ANC nog die skakelaar vas. En hulle die vingertjie het begin gly en nou kan ons sien hy begin grom en is op pad. Suid-Afrika kan baie goed in ekonomies. Ons is regtig ideaal geposisioneer. Ons kan uitsonderlik doen. Ons moet net hierdie bolbers wat ons geld steel uit die beheer uitkry. En hulle wil nie, hulle byt vas. Maar die werklikheid het so geneigdheid om te wen teen in die woorde van Fikile Mbalula ideology. Presies ek het nou nog uit na die verkiesing te sê so the reason is people can't eat ideology. Ek is met jou. Amen, broer. Oh man, heeltemal korrek. Maar dit is wat ons tans terughou in kort en die plekke wat hulle dit nie meer toepas nie. En dis die groen lote is hulle kan dit ook agterkom. Jy kan dit nie ontken nie. Die paar plekke wat hulle afgewyk het van hulle Sowjet denke gaan dit skielik goed. En so wat ons sien in die land en in die begroting is daar is groen loetjies, daar's plekkies wat kan uitkom, die ekonomie begin lyk of hy wil opstyg. Hulle moet net meer uit die pad uitkom as wat hulle reeds het. Die begroting is in kort, daar's nie baie goed wat groei gaan aanhelp noodwendig nie, maar daar's baie minder goed wat dit gaan hinder as vorige begrotings. Hulle het nog nie te veel daai tipe goed gedoen nie en 'n paar goeie aanpassings en regtig goeie skuwe gemaak. Kom ons hoop dat die werklikheid hierdie boks of veg wen teen die ANC. Hy is geneig om dit te doen en dat die pragmatiese faksie aanhou in beheer is vir 'n rukkie. Maar wat ek sien uit hierdie uit is jong, hulle het 'n perd hier opgesaal wat vir hulle gaan weghardloop weer. En hulle gaan eventually op 'n plek kom wat hulle probeer weer inrem en dan uitvind dit is nie 'n Disney fliek nie. Hierdie perd is weg. Jy gaan hom nie nou vang nie. Ek dink spesifiek uiteraard soos ons genoem het met elektrisiteit en nou water wat die groot probleme is en ons weet munisipaliteite stort absoluut in duie en president Cyril Ramaphosa het altyd in staatsrede daarna verwys en daar's dan nou verder hervormings en ingrypings en goed aangekondig en geld wat spesifiek vir verskeie goederes op sy gesit word. En ja, hoe meer van daai dienste deur die private sektor en goed, daar gaan net al hoe meer mag uit hulle hande uitgaan. Ek meen wanneer ons daar kom wat jy iemand kan kry om jou straatlig te kom regmaak want die munisipaliteit doen dit nie en dit sal vir jare so, dan gaan daai tipe goed gebeur en uiteraard verander dit die hele wisselwerking van ekonomie en kompetisie en met Eskom en al hierdie dinge wat so besig om te verander en as dit gebeur met die groot water en goed, dan is daar regtig hoop vir groot verandering. Maar kyk, dis hulle daai deur so wyd oopgemaak het sê, alright, munisipale dienste, as die munisipaliteit dit nie lewer nie, dan hulle het nou gesê, dan gaan ons maatskappye stig wat dit doen. Ons gaan dalk op groter skaal dat as jy 'n klein munisipaliteit is of jy nie 'n waterwerke te bestuur, ons gaan maar
private-public partnerships, bedoelende is ons kry die private sektor in om 'n ding te doen of om die waterwese te bedryf of iets in daai lyn. Ek vermoed as ons 10 jaar vorentoe gaan is dit gaan die norm wees, is jy gaan 'n privaat maatskappy wat dalk 'n tender by die munisipaliteit wen, maar hulle gaan dit bedryf en hulle gaan die geld invorder en hulle gaan al daai goeders doen. So dis goeie nuus, dis op pad. Die hartseer deel is hierdie is een van daai goed wat hulle het heeltemal per ongeluk die regte ding gedoen. En hulle is amper gedwing in dit in. En nou is hulle by julle het gedink hierdie gaan sleg gaan, maar nou werk dit. Dis daai wanneer jy verkeerde dis by 'n braai aansit nee, en mense gaan, "Joh, dit is baie lekker." Dit was beplan. So dit is min of meer is pretty much wat hier gebeur het. Dis vir ons goed. Ek weet nie of dit genoeg is om hulle te red polities nie. Die groot vraag Kon nie, dis nie ons werk hier om die ANC polities te red nie. Nee, asseblief nie. Die groot vraag bly, kan ons die belastingbasis vergroot? Want die werklikheid is, dis nou 260,000 mense wat 33% van alle inkomstebelasting betaal. Persoonlike inkomstebelasting omtrent so 15% van die begroting betaal. Dis Jy weet nie waar jou geld heen is. Ja, dis 'n geweldige groot risiko vir enige land, dis nie volhoubaar nie. Jy moet die belastingbasis vergroot, en al jy dit doen is mense moet werk, en dan kan hulle belasting betaal op goed wat hulle koop en so meer. En tot dusver was die denke, alright, hulle te werk gaan ons hulle in die staat aanstel en hulle salaris met belasting betaal, dan gee hulle vir ons die geld terug, want ons meer belasting is daai. So 'n wonderlike Sowjet manier van dit sien. En dit begin skuif na die staat moet die huishoudster wees en die privaat sektor die bakker of bakkers. En ons wil hulle hulle is nog nie by desentralisering nie, so hulle droom van dit gaan die groot firmas wees wat dit doen. Maar dis waar jy begin en dan breek hy af kleiner. So kom ons dis baby steps. Ons moet hulle aan die hand vat. Hulle is 'n nuwe wêreld vir hulle, een waar vrye markte goeders goed doen en nie so meneer Gonogwana 'n mooi briefie stuur wat sê ek so trots op jou. Jy het al die feite onthou. Regtig mooi. Waar's Connie? Wat het jy met hom gemaak? Ja, nee, hy sal van my mooi briefietjie stuur met kyk hoe mooi. En dan baby steps. Bear with hulle. Onthou die Berlyn Muur het so pas geval in hulle wêreld. So dit is hulle storie. Ek geniet dit kon nie die werklikheid met die ANC uit die pad uitstaan. Ja, hy gaan dit doen. So ek dink ons mense kan positief wees. Ten spyte van die regering en dit as gevolg van nie. Ons sal self.